Josua 24. God het al die stamme van Israel in Sichem byeen laat kom. Hy het die oudstes van Israel, die hoofde, hulle regters en opsieners opgeroep en hulle het in die teenwoordigheid van God gaan staan. Josua sê toe vir die volk, so sê die Here, die God van Israel. Aan die kant die rivier het julle voorvaders in die verre verlede gewoon, Tera, die vader van Abraham en Nahor, en hulle het ander gode gedien. Maar ek het julle voorvader Abraham van aan die kant die rivier af geneem en hom deur die hele land Kanaan laat trek. Ek het sy nageslag vermeerder en het aan hom Isak gegee. En aan Isak het ek Jakob en Esau gegee. Ek het vir Esau die bergland Seir gegee om in besit te neem, maar Jakob en sy seuns het afgetrek na Egipte. Ek het Moses en Aaron gestuur en ek het Egipte met plae getref, soos wat ek gedoen het, en daarna het ek julle laat wegtrek. Ek het julle voorouers uit Egipte laat wegtrek en julle het by die see aangekom. Die Egiptenare het julle voorouers met strydwaans en bemanning agtervolg tot by die Rietsee. Hulle het na die Here om hulp geroep en hy het dit donker laat word tussen julle en die Egiptenare. Hy het die see oor hulle laat kom en dit het hulle bedek. Julle het met julle eie oë gesien wat ek in Egipte gedoen het. Daarna het julle vir 'n lang tyd in die woestyn gebly. En toe het ek julle ingebring in die land van die Amorite, wat oorkant die Jordaan gewoon het. Hulle het teen julle geveg, maar ek het hulle in julle hand gegee, sodat julle hulle land in besit geneem het. Ek het hulle voor julle verdelg. Toe het Balak, seun van Sipor, die koning van Moab, gereed gemaak en teen Israel geveg. En hy het Biliam, seun van Beor, ontbied om julle te vervloek. Ek wou egter nie na Biliam luister nie, en hy het julle toe net geseën. So het ek julle uit sy hand gered. Julle het toe die Jordaan oorgesteek en by Jericho aangekom. Die burgers van Jericho, die Amorite, die Feresiete, die Kanaaniete, die Hetiete, die Gerasiete, die Hewiete en die Jebusiete het teen julle oorlog gemaak, maar ek het hulle in julle hand gegee. Ek het 'n vlaag paniek voor julle uitgestuur en dit het hulle, die 2 konings van die Amorite, voor julle uitgedryf. Dit was nie deur julle swaarde en boë nie. Ek het vir julle land gegee waarvoor julle nie hard gewerk het nie, dorpe wat julle nie gebou het nie, waar julle woon, en wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie, maar waarvan julle eet. Daarom dan, julle moet ontzag hê vir die Here, dien hom met opregtheid en getrouheid. Verwyder die gode wat julle voorouers aan die kant die rivier en in Egipte gedien het, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies julle dan vandag wie julle wil dien. Of die God ander kan die rivier wat julle voorouers gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Josua daag die Israeliete uit om te kies vir wie hulle wil dien. In watter maniere word jy in jou daaglikse lewe gekonfronteer om God te volg? Josua onthou in hierdie teksgedeelte God se getrouheid teenoor Israel. Kan jy terugdink aan oomblikke waar die Here in jou lewe gewerk het? Josua se uitspraak, maar ek en my huis, ons sal die Here dien, staan in hierdie gedeelte uit. Hoe sal dit lyk vir jou in jou huishouding om so 'n uitspraak vandag te maak? Getroue Heer, die een wat ons lei deur elke seisoen van ons lewe. Dankie vir die standvaste liefde en genade wat U elke dag aan ons toevertrou. Ons is jammer, Heer, dat ons soms twyfel en vergeet alles waardeur U ons al gehelp het. Heer, help ons om bewus te word van U teenwoordigheid in ons daaglikse lewens. En maak ons sterk in ons verbintenis in U, sodat ons U alleen dien en U kies
bo alles. Amen.